Minder as 2 uur se ry noord van Kaapstad af, aan die voet van die Piketbergberge, lê die pragtige Swartlandse dorpie Piketberg. Ek en Elma, met ons propvol skedule, is op pad soontoe waar ons vir die volgende 2 dae lekker gaan kuier. Ons ry met die pad wat oor die Piketberge loop en die Versveldpas neem ons oor die berg. Ons kom om die draai en ons sien 'n asembenewende uitsig. Ja, dit lyk soos 'n laslappie kombersie voor ons. Ja, en daar lê Piketberg. Dis die Swartland met al sy graan. Kom ons gaan verken die dorp. Kom. Die rit met die pas af is regtig 'n belewenis. So ver as wat die oog kan sien ons net 'n tapisserie van koringlande. Onder in die vallei ry ons na die dorp toe. Hier ry ons na die dorp binne, dis die hoofstraat. Sy naam is Langstraat, lank en breed. Hier's 'n plaasmark op regterhand. Hier is al die groot kettingwinkels ook hier in die hoofstraat. En dis baie gerieflik. Jy kan alles hier kry wat jy nodig het. Maar dis nie so dat dit die dorp oorneem nie. Ja. Van hierdie strate is daar baie styl. Hier gaan ons loop dat dit bars. Hier kom ons nou naby die kerk. Kyk dit hoe mooi. Ja. Kyk hier voor in die straat is net so 'n interessante gebou. Hoërskool Piketberg. 'n Mooi skool, né? Dis pragtig. Kyk hier voor ons. Ek dink dis die ou hotel. Wat 'n mooi gebou. Hier voor is die polisiestasie. Kyk hier langs die polisiekantoor is die Landdroshof. Kyk hier die uitsig hier voor ons. En die dorp is so mooi groen en boomryk. Ja, en breë strate. Ja. Mooi tuine, né? Hier ry ons al weer amper uit die dorp uit. Hierdie deel van die dorp het ek gelees, noem hulle die blok of die buurt. Mense is baie oor hulle tuine, né? Ja. Hier op linkerhand is die Apostoliese Kerk. Hier op regterhand is 'n groot kerkkompleks. Hier is ook 'n parkie op hierdie grootste grond hierso. En hier's 'n Piketberg bazaar. Nou is dit tyd om die kar te gaan parkeer en te voet met die dorp kennis te maak. Wow, pragtige kerk, né? Ja, hy skakel so mooi in met die omgewing. Wow. Hier is ons nou in Piketberg. Ja, ek dink ons moet in die gang kom. Ons het 'n vol dag. Waar kry ons mekaar vanaand? Ons besluit om mekaar vanaand by die Fat Cats Bistro te ontmoet. So 7 uur. Ja, dis reg. Sterkte vir jou dag. Iets wat vir my hierdie dorp besonder maak, is dat jy kan in een straat staan, dan het jy aan die een kant hierdie magnifieke berg, en aan daai kant 'n pragtige uitsig oor die vallei. Een van die plaaslike produkte wat mens hier kry, is patat. Jackie Ferguson gaan vir my 'n gebakte patat en champignon resep wys. Hallo Jackie, hi. Ja, kom hier so. Dankie. Dankie, kom in. Asai. So jy gaan vir my 'n oondgebakte patat en champignon resep wys. Ja, dit is sommer 'n baie maklike en 'n vinnige reg wat jy van die patats kan maak. Want dit is patatwêreld, so toevallig het ek dit in hierdie week gekry by iemand hier in Piketberg. Okay. So wat het 'n mens nodig? Jy het speserye nodig en die room en dan die eie, die champignoene, die kaas en die patat. Okay, so as jy nou al die bestanddele het, waar begin 'n mens? Jy pak jou patats onder in 'n bak wat jy eers vooraf gespuit het. Dit is ongeveer so 3 tot 4 patats. Okay. Wat jy nou in dun skywe gesny het. En dan volg jy met jou speserye. Eerstens het ek met die sout begin en dit bo-oor gegooi. Toe die peper wat ek bo-oor gegooi het en dan is dit 'n knoffel en 'n kruie mengsel wat jy dan bo-oor strooi. Dit klink lekker. Okay, en dan? Dan sit jy jou eie en versprei dit nou lekker die meeste van die eie bo-op kom. Ongeveer 1 baie groot ei of so 2 eie ook. Ja. Dan die volgende kom jy jou champignoene wat jy dan bo-oor sit. Hierdie is amper soos 'n potato bake, maar net met patat.
Dan sit jy jou geraspede kaas kom net oor. Dan jou laaste gooi jy net jou room gooi jy bo oor. Okay, dit lyk heel maklik en eenvoudig. Ja, dit is regtig baie maklik en weet jy, dit is baie gesond ook, want dit is ideaal vir mense wat banting op die oomblik. Okay, dis mos 'n inding op die oomblik, né? Ja, ek self doen dit ook. Okay, dis hoekom jy so goed lyk. Baie dankie. Ja, alright. Dan die volgende wat jy doen, is dan sit jy nou die foil oor, as jou bak nie 'n deksel het nie. En dan bak jy dit in die oond in 'n vooraf hitteoond vir 180 grade vir 45 minute. Dan haal jy die foil af en dan bak jy dit vir 'n verder 15 minute en dan is jou gereg klaar. Maar omdat dit nou so lank gaan neem, het ek vir julle alreeds 'n klaar voorbereide een gemaak wat julle dan nou lekker kan gaan proe. Dit lyk lekker. Hier is een en nou kan julle sien hoe mooi dit uitgekom ook. Dit ruik lekker. Maar Jackie, voor ons begin eet, is jy van Piketberg? Ons het so ongeveer 6 jaar terug het ons hier in Piketberg ingetree. Die mense in Piketberg is verskriklik gaaf. In Piketberg staan mos bekend as die skuinsdorp met die reg op mense. Okay. Almal is baie behulpsaam en ons bly regtig baie lekker hierso. Hoekom noem dit 'n skuinsdorp? Omdat Piketberg is so geleë teen die skuinste van hierdie pragtige berge hier agter ons. Okay, nou kom ons proe. Ons saam eet. Ons kan en dan moet jy nou vir my nou sê of jy ook daarvan hou. Dis baie lekker. Mens kan nie glo dat iets so eenvoudig so lekker kan smaak nie, né? Jackie, dis lieflik. As jy Jackie se oongebakte patat en sampioen resep soek, kry hom op ons webwerf, mooilip.tv of ons Facebook bladsy. Dit was nou regtig baie lekker. Dit staan vas. As jy Piketberg toe kom, dan moet jy kom patat eet. In die Hoofstraat, by die Droomland sentrum, kry ek 'n interessante winkeltjie en ek gaan kyk. Kyk net hierdie oulike kussentjie met 'n boodskap op. Dis baie mooi. Dis nou 'n sak waarvan ek regtig hou. Dis stylvol, dis klassiek en dis gemaklik. Baie oulik. Kyk hierdie besonderse skildery. Klein winkeltjies op klein dorpies is altyd vir my interessant, want daar is altyd iets wat 'n mooi storie vertel van die mense op die dorp. Ek is mal oor geskiedenis, so ek het gereël om met Georgia Abrams te gaan gesels by die toerismeburo. Die uitstalling begin met inligting oor die eerste inwoners van hierdie omgewing, die Khoi en die San. Godsdienst was ook baie belangrik in die dorp, veral in hierdie gebou. Dit was 'n Joodse kerk, 'n sinagoge. Hallo, aangenaam. Dit is lekker om jou te ontmoet. Ja. Wat 'n mooi gebou. Maar ek is nou eintlik hier vir die historiese roete. Wat presies behels dit? Ja, die historiese roete is van die oudste geboue in die dorp. Dan kry jy nou hierdie pamfletjie by die toerismekantoor en dan gaan kyk jy nou na die geboue in die dorp en dan is daar nou so 'n stukkie oor elke gebou in die pamflet. Sal ons gaan? Ja, kom ons gaan. So hierdie kerk is nou die eerste stop. Hy is die eerste stop op ons historiese roete, ja. Dis die NG Kerk. Hy is gebou in 1880. Hy word op die oomblik nog steeds gebruik. Hoeveel stoppe is daar op hierdie historiese roete? Daar's 12 stoppe. Jy begin hierso en dan eindig jy by die ou begrafplaas in die Trekstraat. Elke van hierdie geboue vertel ietsie van Piketberg se geskiedenis. Wat 'n pragtige gebou hier oorkant. Ja, hy is nommer 2 op ons historiese roete. Die traliewerk is onlangs oorgedoen, het bietjie verweer oor die jare, maar hy is nou weer herstel. En daai gebou daar regs, ek sien hy's 1923 gebou. Dis reg, ja, hy is 1923 gebou, maar hy is nou nie op die historiese roete nie, maar hy is vandag die burgemeesterskantoor. Wat is ons volgende stop? Ons gaan nou oorstap na die ou Commercial Hotel toe. Hy is nommer 3 op die roete. Wat 'n mooi gebou is hierdie nie. Hy was die
ou commercial hotel. Hy is gebou in 1895 en eers begin bruik of oop vir die publiek in 1899. Op die oomblik is hy 'n gastehuis. Ons laaste stop is by die Dorpsmuseum wat in 'n ou huis geleë is. Dit ruik soms soos 'n ou museum. Binne in die huis kan mense 'n lekker gevoel kry van hoe hierdie mense jare terug gelewe het. Wie se huis was hierdie gewees? Dit was Gert de Beer se huis en hy het dit verkoop aan die munisipaliteit wat dit toe in 'n museum omskep het. Ou geboue vergaan gereeld, maar dit is wonderlik om te weet dat die mense van hierdie dorp omgee vir die geskiedenis en hierdie geboue wil bewaar. So dit was 'n baie leersame ervaring. Dankie. Dis 'n groot plesier. Laat dit goed gaan. Goed gaan, bye. Totsiens. Ek het op die internet gelees dat hier in Piketberg 'n groep jong mense is wat baie interessante goed doen. Daar is sprake van 'n eie geldeenheid en nog ander projekte. Ek kry hulle kantore en hulle is besig met 'n video-vertoning. Ek staan sommer en kyk. Die video is verby en een gaan stel my voor in die groep. Ons is vandag baie bevoorreg om vir Denver van die TV-reeks Moel op te hê. Lekker om hier te wees, julle. Wow. Hulle vat 'n breek en dit gee my 'n kans om met een te gesels. Waaroor gaan Flow? Wat is dit? Kyk, Flow Engels staan basies vir Fostering Local Wellbeing en Afrikaans direk getranslate is dit ondersteun plaaslike welstand. So alles wat ons basies doen met die program of in die program is om die plaaslike welstand in ons area te verbeter. Nou een van die dinge wat Een vertel my, hulle het vir die dorp 'n eie geldeenheid ontwikkel. ons noem dit die brand. Dit is 'n afkorting vir Berge 4 Rand. Die idee waarmee ons werk is dat ons 'n besigheidsnetwerk stig. Soos amper soos 'n voucher system. Dit is basies soos 'n voucher system. Dit beteken dat die geld plaaslik bly en dit gaan nie uit. Dit is die hele idee. Kom ek gaan wys jou al die besighede wat ons al gekarteer het in Piketberg. Okay. Die kolletjies wat jy hierso sien is die oranje kolletjies is besighede wat in Piketberg is wat mens visueel kan sien. Ons noem hulle die visible businesses. So as jy van die pad af in die pad staan kan jy sien maar daar word besigheid gedoen. Dan sal jy sien dat ons groen kolletjies het. Dit is die mense wat ook besigheid doen, maar almal weet nie van daai mense nie. So ons het in die gemeenskappe ingevra en wie gaan vra wie is die tannie wat koekies bak en koekies verkoop. Okay. Al kan die mense dit sien nie, maar ons het geprobeer om almal wat al doen jy ook hoe klein besigheid, dan ons vir jou op ons kaart kry dat ons met jou kan interact. Een baie dankie. Dit was vreeslik interessant en baie fascinerend ook, hoor. Dankie vir Dit die is 'n tyd. groot plesier om julle hier te hê. Ek gaan sommer daar begin. Baie dankie. Dis reg. Okay, totsiens. Ek wil gaan uitvind waarmee hierdie klomp jong mense besig is. Ons is besig om 'n movie te edit. Okay, wat 'n movie is dit? Iemand wat ons in die gemeenskap gaan besoek het hoe hulle sonder elektrisiteit klaar gekom het destyds. Ek hoor by hulle dat 'n deel van Flow se program is om hulle bloot te stel aan videoproduksies en die nodige vaardighede te leer met kleinskaalse produksies. Hulle leer hoe om die verfilming te doen en ook self te redigeer. Waarom is julle besig? Ons is besig met 'n advertensie vir die fietswinkel en agterna gaan ons 'n interview doen ook met die eienaar. Is dit nie ongelooflik nie? Met hierdie klein produksies leer hulle nie net die prosesse nie, maar die dorp se klein besighede kry ook sodoende blootstelling op die internet. Wat 'n wonderlike projek. 'n Eie geldeenheid vir hierdie omgewing. Hierdie jong mense is fantasties. En ek het 'n paar video's van hulle gekry. In die hoofstraat kry ek 'n interessante winkeltjie. Elsie, hierdie winkel van jou is regtig pragtig. Dankie Elma, baie dankie. Hoe het dit alles begin? Dit het uitbegin natuurlijk ja op die plaas gewerk en so het ek geleer om blomme te doen en ek het maar altyd 'n visie gehad van 'n winkel. Was dit 'n blommeplaas geweest? Dit was 'n blomme en Ja? vrugteplaas. Ja, met hierdie idee in jou kop, hoe het jy nou begin om jou eie besigheid bymekaar te kry? Ja, Elma, ek het 'n kursus geloop en net daar het my hele lewe omgesit en ek het geleer wat kan ek vir myself doen. Hierdie blomme van jou is regtig pragtig. Dis proteas. Ja, Elma, dis proteas.
Dankie dat jy vir my jou blomme gewys het. Baie dankie. Elsie se winkel is 'n muurnes van bedrywigheid. In die kort tydjie wat ek hier was, was hier ongeveer 50 kliënte. Hoe lank koop Tannie al hierso? Van Elsie se stalletjie, sy het die stalletjie oopgemaak het. Ek ken vir Elsie toe sy nog 'n jong dametjie was. Bly Tannie al die jare nog op Piketberg? Ek dink ek was omtrent 7 of 8 toe trek ons Piketberg toe. So ek kan maar sê ek is van daai ouderdom af 'n Piketberger. Ek vind dit baie lekker, die mense is baie vriendelik en behulpsaam. Kom koop jy gereeld hierso? Ja, ek kom koop gereeld hierso. Elsie is baie vriendelike mense, baie hulpvaardig. As ek haar 'n dag voor die tyd bel en sê ek asseblief hou vir my blomme, dan sê sy reg mevrou Grindling, ek hou vir jou. So hulpvaardig, vriendelik, vars vrugte, pragtige blomme. Dis ongelooflik. Ja, nee, sy is regtig aan te bevole en sy is regtig 'n aanwinst vir Piketberg. Totsiens. Ek het gelees dat hier 'n kookskool in die dorp is. 'n Kookskool vir kinders. Hallo. Hi. Ek's Elma. Liesel, Aangename kennis. Hallo julle. Ons is sopas begin met 'n kook en So ek's betyds nog. Jy's betyds. Ag, wonderlik. Lieflik. Okay julle, ons gaan vandag 'n lekker ietsie bak. 'n Mini broodjie. So eerste wat julle vir my gaan doen is gooi jou meel binne in die siffie in. Volgende ding wat ons gaan afmeet is sout. Ons moet 1,5 ml sout. So ons kyk gou na ons maatlepels. 'n volletjie van die groene en 'n halwetjie van die groene gaan ons ingooi. Okay, julle, die volgende bestanddeel wat ons gaan afmeet is sweet corn. Ons spesiale bestanddeel is mielies, né? Nee? So dis ons belangrike bestanddeel. Daar's hy, dis reg so, gooi in. Daar's hy. Okay, julle, en nou moet ons eiertjie breek. Kap, kap, kap en in met die vingers en breek hom oop. Sy, kyk hoe mooi breek julle eiers. Sjoe. En nou gaan ons mengbakkie 'n drukkie gee. En klits, 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 lekker vinnig met julle handjies, né? Ja, net so. Wat 'n goeie idee om sulke klein kindertjies te leer kook. Ek is seker 'n hele paar ma's sal bly wees. Okay, julle, nou al wat oorbly nou is ons moet ons deeg in ons klein broodpannetjies inskep, né? Nee? Druk dit so 'n bietjie met jou lepel plat. Ek sien uit om julle broodjies te sien as dit klaar gebak is. Nou dat die kinders weg is daar 'n bietjie tyd om met Liesel te gesels. Hoe lank gaan daai broodjies nou in wees? So min of meer 20 minute, ja. Hoor, hier kom my vernoot nou net. Laat ek jou voorstel. Dis Tia. Baie welkom by ons. Baie dankie. Dit is so 'n oulike inisiatief wat julle hierso het. Ons het 3 groepies. Ons het 'n fun classes. Dit is ons pretklassie, 5-6-jarige kindertjies. Dan het ons 'n beginnersklassie, dis so 6 tot 9-jariges. En dan het ons 'n advanced klassie, bietjie meer gevorderd. Dis van 9 tot 11-jarige ouderdom. Hulle doen basies alles self. Ek het nou nog nie te veel koffiewinkels hier rond gesien nie. Is julle een van die enigstes of het julle baie kompetisie? Nee, wat, hierso is 'n hele paar koffieshops heidaglik op Piketberg. Maar weet jy wat, gelukkig die mark is so groot daar buite en om dit Piketberg, hier kom so baie mense in ook. So ek dink hier's vir elkeen 'n plekkie onder die son om besigheid te kan maak. Kyk hoe mooi lyk julle gaar broodjies. Is julle trots? Ja, julle bly. Gaan julle dit alleen opeet? Ek dink julle kan baie trots voel. Dankie dat ek by julle klas kon wees. Dit was nou lekker. Wie weet, dis dalk 'n top chefs hulle loopbane begin. Hier staan ek by die ingang van die dorp op die N7. Van daai rigting af kom die pad van die Kaap en Malmesbury af. Soontoe is Porterville. En in daai rigting is Citrusdal en Clan William. En so af bly jy in die dorp in. Hallo. Welkom by Cafe Chats. Baie dankie man. Melkskommel en lemoen cupcake. Baie dankie. Ta. Maar hier sit ek in die hoofstraat van Piketberg. Kyk net hierdie berg. Ongelooflik.
Oeh, dit lijkt lekker. Dat sê, dankie. In 'n dorpie soos Piketberg, wat aan die voet van 'n berg geleë is, loop al die strate of teen die berg op of van die berg af. En so het ek myself nou lekker dors geloop. Net die ding wat ek nodig het. Piketberg is in die Swartland en die Swartland is bekend vir sy koring en ook vir lekker wyn. Hier naby Piketberg is 'n wynplaas met 'n verskil, 'n organiese wynplaas. Ek het vooraf gereël om 'n wynproe by te woon. Die wynmaker is Frank Meeker en hy bied die wynproe aan. Nou gaan die wyn vloei. Frank begin die wynproe deur eers 'n vonkelwyn aan ons bekend te stel. Kom ons drink 'n gesondheid op Mooiloop en welkom hierso. Gesondheid. Hierdie champagne is glad nie droog nie. Dit het 'n heerlike ander smaak. Volgende op Frank se lys is 'n lekker wit wyn en ons almal kry 'n kans om dit te proe. Een is Rosaan en dan Chenin Blanc wat alom bekend is. Dis ons moeder van wit druiwe wat geplant is in Suid-Afrika en dan Verdelho wat 'n Spaanse Portugese variëteit is. Hierdie wyn proe vir my halfsoet en baie vrugtig. Jy praat van 'n organiese wyn. I mean, wat bedoel jy? Wat is die verskil? In wese is georganiese boerdery wat presies hoe hulle geboer het 100 jaar gelede. Die ou manier van boer. Wat jy uithaal, sit jy terug. So alles is natuurlik. So wat hy eintlik sê, organiese wyn is gesonde wyn. Met ander woorde, ons kan baie drink. Baie meer. Ja, baie. Ek kan baie. Wat 'n lekker groep mense. Waar kom julle almal vandaan? Is julle hier van Piketberg? Natuurlijk. Ja? En hoe is dit om hier te bly? Jy is nie tydgedrewe hier nie. So niks jaag jou nie. Die stopstraat op Piketberg is eintlik 'n soort van 'n toegieteken. 'n toegie. Julle slep net eventjies af. As ek so aan julle kyk, dan lyk dit asof daar net een persoon met 'n horlosie hier sit. So met ander woorde, ja, hier staan die tyd stil. Kan iemand asseblief vir my Piketberg in een woord opsom? Rustigheid. Bedagsaam. Varslig. Verruklik. Wat 'n lekker klomp mense. Ek het hulle ons gevra om Piketberg in een woord te beskryf. My woord is kuier. Piketberg word beskryf as 'n juweel in die Swartland. Pragtige uitsigte, lekker kos en mense met hulle voete plat op die aarde. Iets van Piketberg wat my opval, is die ongelooflike natuurskoon. Dit is so mooi, die berge aan al twee kante. Ons eerste dag in Piketberg is amper verby en die son sak oor die dorpie. Hallo. Hi, hoe is jou dag? Nee, lekker. En jy? Lekker besig, maar baie interessant. Baie interessant, hè? Ek kom versekerlik weer terug. So, wat dink jy van die dorp? Hierdie dorpie is hoog teen die helling van die Piketberg geleë, maar die mense is plat op die aarde. Ek sou teleurgesteld gewees het as ons net een dag in hierdie dorp gehad het. Gelukkig het ons nog een. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.